Ons roep vandag hierdie naam van Jesus Christus oor ons lewens. En ons proklameer, Here, dat dit die naam is bo alles, bo elke omstandigheid, bo my drome, bokant my ideale, bokant my probleme, roep ek hierdie naam van Jesus Christus uit. En ek dank U, Here, dat alhoewel ons dalk gebonde is aan hierdie wêreld, is die naam wat ons aanbid, is hoër as elke wêreldsisteem, is hoër as elke siektetoestand, is hoër as elke probleem. En daarom, Here, kan ons vandag met vrymoedigheid die naam van Jesus Christus oor ons lewens roep en vra, Here, dat U sal kom, dat U sal vrymaak, dat U sal genees, dat U antwoorde sal gee, dat U in onmoontlike situasies vir ons 'n weg sal oopmaak, sodat U naam op ons lippe sal bly, U getuienis wat vir ons gegee word deur dit wat U doen, mense se lewens sal verander. En ons dank U daarvoor. En ons almal roep hierdie kosbare naam aan, naam van Jesus Christus. En ons sê, Amen, Amen. Baie dankie. Jy kan gerus vir 'n oomblik jou sitplek inneem. Dankie Martelies, die span. Dis so lekker om vandag hier saam met jou te kan wees en ons is so in die middel, miskien 'n bietjie oor die middel van hierdie reeks wat ons doen oor die bergpredikasie. En as jy nou nog nooit die bergpredikasie gelees het nie, vat jou Bybel, gaan lees van Matteus 5 af, so 'n paar hoofstukke verder, hoor wat sê Jesus terwyl hy gestaan het en 'n skare mense toegespreek het in sy eerste preek, eerste publieke preek, en gaan luister, wat sê die Here, wat is belangrik vir hom. Ek dink as Jesus dit gesê het, dan is dit redelik belangrik vir jou en my, né? As Jesus dit sê, dan moet ons aandag gee. So, as jy nog nie na ons potgoeie geluister het nie, elke week is daar 'n potgoeie podcast, waarna jy kan geluister, jy kan op ons Linktree net klik wat voor jou op die sitplek voor jou is, daar die skakel, gaan klik op die QR code, gaan kyk na die podcast, gaan luister dit, sodat jy op hoogte kan kom van waarmee ons tans besig is. So ons staan vandag stil by die Onse Vader. En hierdie is seker die mees bekende gebed. Wie van julle kan hom opsê, sonder om 2 keer te dink? Meeste van ons. Jy kan hom resiteer, want ons ken dit so goed, want van kleins af is dit in ons ingedrul. En dis okay. Maar ek dink wat belangrik is dat ons gaan kyk na hierdie gebed, want dit kan nie net daar bly nie. Dit kan nie net bly by 'n resitasie nie. En wanneer ons gaan kyk na wat Jesus vir ons kom bring het, rakende hierdie gebed, is daar soveel meer. Maar voordat ons gaan kyk na hierdie gebed, moet ons dalk vir ons die vraag afvra, hoekom het Jesus die gebed gebring? Hoekom het hy gesê, so moet julle dan bid? Dit beteken dat daar was 'n ander manier van bid gewees. En die instruksie wat hy gee, bring vir ons iets vars, iets nuuts, iets anders. En dit is waaroor hierdie reeks van The Jesus Way gaan, is om die anderse manier van dink en van leef en van koninkryk beleef, wat Jesus gebring het, om dit te kan raak sien. En dieselfde geld vir ons vir gebed. Nou, as ons gaan kyk na die Jode, was gebed baie belangrik, want dit was deel van hulle godsdiens gewees. Daar was sekere voorskrifte gewees wat hulle moes nagekom het, en as jy al ooit prentjies gesien het van ortodokse Jode, of as jy al ooit die voorreg gehad het om in Israel te wees, sal jy sien dat die streng ortodokse Jode loop met so 'n blokkie hier op hulle kop. En dis nie 'n moderne tipe GoPro nie. Dis die wet. Want die Deuteronomium leer ons dat jy moet dit dag en nag bepeins. Jy moet dit aan die deurkusyne sit. So elke Joodse huis het so 'n klein houertjie aan die kant van die deur. En dit is nie 'n deurklokkie nie, dis die wet wat daarin opgerol is. Maar hulle dra dit ook in so 'n blokkie hier op hulle voorkoppe en selfs op hulle hand. Dit was deel van 'n ritueel om in gebed te kan verkeer. So kom ons kyk gou-gou. Ek wil gou-gou net 'n konteks skep van hoe het gebed gelyk 2000 jaar terug. As jy 'n Jood sou gewees het, sou jou gebedslewe 10-1 so gelyk het. 2 keer per dag het hulle die Shema opgesê. En daardie Shema was dood eenvoudig. Ek kan gaan lees in Deuteronomium 6 vers 4 tot 9.
dis lofgebede wat aan die Here opgestuur is in die oggend en in die aand. Maar dan was ook daar die Amida, en die Amida was 3 keer per dag gebid, oggend, middag en aand, en dit was baie meer formele gebed gewees. Daar was 18 gedeelte seëngebede wat hierdie gebed uit bestaan het. En dan het hulle ook in publieke plekke, so Marius het verlede week het so vinnig genoem, het hulle gestaan, baie keer op die straathoeke, of in die sinagoge, waar jy ook al jouself bevind het. Vandag nog sal jy sien hulle staan by die gebedsmuur, the Wailing Wall, as jy in Israel is, en daar bring hulle gebede na die Here toe, en dit is hoofsaaklik psalms wat geresiteer word, en dan die Torah, die Joodse wet, gedeeltes wat daaruit opgesê was. So gebed was geweldig belangrik geweest in die lewe van die Jood, maar dit was godsdiens, dit was nie verhouding nie. En ek dink dit is hoekom Jesus gekom het, en hy het vir ons gesê, gebed is baie meer as dit, is baie meer as om net 'n resitasie op te sê, en ons leer dit vir ons kinders. Ons leer hulle, want dit is die maklikste manier, né? Om 'n rympie te leer, en ons het dit met ons kinders ook gedoen. 'n Gebedjie wat hulle opgesê het, en dan later aan, dan leer ons hulle, okay, nou kan ons 'n bietjie uitbrei op hierdie gebed, en dit is reg, en dit is wonderlik, maar gebed kan nie net daar bly nie. En dit was vir die Here ook so, en daarom het hy gesê, so moet julle dan bid. Gebed moet anders lyk. Gebed is nie net meer 'n ritueel nie, maar gebed moet iets wees wat jou hartspostuur kom ondersoek. En as ons vanuit daardie konteks uit kyk na die Onse Vader, dan lyk daardie resitasie, daardie mooi gebedjie van 5 of 6 reëls, lyk heeltemal anders. Nou, dis baie moeilik, ek kan onmoontlik in die diepte van die Onse Vader ingaan in 30 minute, 25, 30 minute, ek kan dit nie doen nie. Daar is 'n hele kursus wat geskryf is oor hierdie gebed, wat jou leer om 1 uur lank te bid, as jy net die Onse Vader vat en in diepte daarin gaan. So, ek gaan nie vandag 1 uur lank preek nie, ek beloof jou ek gaan nie. So ek wil net so vinnig aan elke deel van hierdie pragtige gebed wil ek aanraak, en miskien is daar iets wat in jou hart skuif. Miskien het jy jou hartspostuur dalk, weet mos, as iemand loop in hulle slouch, né, in die straat. Miskien wil die Here net jou hartspostuur kom verander. Jy net weer so 'n bietjie regop trek, vandag terwyl jy besig is om te luister na hierdie gebed. So ek wil jou vra, vat jou Bybel, en lees saam met my uit Matteus 6, en ons gaan 'n paar verse lees, vanaf vers 9 tot 13, en jy ken hierdie gebed, as jy hom ken en jy kan hom toe sê, is jy baie welkom om dit saam met my te doen. Ek lees uit die ou vertaling uit, want dit is die bekendste weergawe daarvan, en dit sê soos volg, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En almal sê, Amen. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gebed. Ons begin by Onse Vader, wat in die hemel is. En Jesus kom, en onmiddellik nadat hy sê, so moet julle dan bid, begin hy by identiteit. Hy maak jou identiteit vas, sodat jy nooit hoef te twyfel in wie jy is in die Here nie. Want die oomblik wanneer jy bely, Onse Vader, sê jy, ek is die kind. Sê jy, Here, U is my Vader. En daardie term van Vader is eintlik so 'n mooi beeld wat geskets word, en jy kan saam met my lees in Romeine 8 vers 15, wat sê die gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. En dan die B-gedeelte van hierdie skrif, julle het die gees van ware kind wees ontvang. Is dit nie mooi nie? Die gees wat binne in ons is, verseker ons dat ons kinders is van die Allerhoogste God. So wanneer jy dalk ergens in 'n moeilike plek in jou lewe is en jy voel jy's verwyderd van die Here, laat net toe dat die Heilige Gees net weer hierdie waarheid in jou hart vir jou vasmaak.
dat jy die gees van kind wees ontvang het, en deur hierdie gees roep jy uit tot God, Abba, ons Vader. En daardie woordjie Abba is so 'n mooi woord, en ek seker jy het dit al gehoor. Dit is eintlik 'n term van deernis, 'n sagte aanspreekvorm wat sê papi, dada. Dis wat dit beteken. Abba, ons Vader, my papi, my Here. En die tweede ding wat hierdie gedeelte doen, so ons identiteit word vasgemaak, maar dit praat ook oor intimiteit. Want iemand vreemds, of as ek daar in die kinderkerk instap, gaan die kinders nie na my toe hardloop en sê, papi nie, behalwe as dit my kind is. Hulle gaan dit nie doen nie, want hulle staan nie in so intieme verhouding met my nie. Sommige gaan vir my sê oom, ander gaan sê meneer. Maar die oomblik wanneer my kinders met my praat, is daar iets van intimiteit. En net so wanneer dit kom by hierdie gebed, wanneer ons sê, onse Vader, my papi, dan praat dit van intimiteit met God. En is baie meer as om net 'n paar woorde op te sê. Dit praat oor hierdie hartspostuur. Nog 'n ding wat gebeur is dit praat van vertroue. Dat ek kan vertrou dat ek u kind is. Dat ek kan vertrou dat ek vrygemaak is van sonde. En dat ek vandag in hierdie verhouding, lewendgewende verhouding met die Vader kan wees. Want dit praat ook oor kindskap, oor wie ek is in my Vader se koninkryk. Maar hy is ook Vader wat in die hemel is. En dit praat van sy autoriteit. Dit praat van waar hy is. En hoekom dit so belangrik is dat hy regeer in ons lewens. Want daar waar hy is, woord van die Here sê, het hy gegaan en hy het vir ons 'n plek gaan voorberei. So die Here wie ons aanbid, is ons Vader, hy is hier naby ons, hy is ons papi, maar hy sit ook op die troon. En hy is ook die Here wat regeer oor ons lewens. En dit is so mooi, want dit bring vir ons daardie balans tussen ontzag en eerbied, maar ook verhouding. En ek dink dit is hoekom hierdie gebed so kosbaar is, as jy in diepte in hom inklim. Die tweede deel, laat die naam geheilig word, en daardie woordjie geheilig beteken om afgesonder te wees, of om eerbiedig te wees, of om te verheerlik, en dis wat ons vanoggend gedoen het. Ons het sy naam verheerlik, ons het in eerbied, het ons in aanbidding voor hom gewees, ons het saam gesing. En dan kan ek en jy besef, wanneer ons sê, Here, laat die naam geheilig word, dat dit baie meer as net 'n woordegebed is hierdie. Hierdie is ook 'n leefgebed. Want wanneer ek sê, Here, laat die naam geheilig word, beteken dit ook in my eie lewe, wil ek in alles wat ek doen, wil ek heilig leef, soos wat u vir my die voorbeeld stel. En dit bring ons net weer in perspektief, né? God is God, en ons is nie. Hy is in beheer, en ons is nie. En hoe meer ek dink ek is in beheer, hoe meer kom ek agter, ek is glad nie in beheer nie. Hoe meer ek dink in my lewe, ek het alles bymekaar, hoe meer verstaan ek het niks bymekaar nie. Want ek is niks sonder hom nie. Ek is so afhanklik van hierdie heilige God, wat elke dag homself aan my kom openbaar. En dan aanbid ons hom, en ons aanbid hom alleen. Psalm 115 sê in vers 1, nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u naam kom toe die eer. It's the name above all names. Aan u naam kom toe die eer. En kan ek vir jou vandag vra, kom ons haal onsself net so 'n bietjie van die troon van ons lewens weer af. En kom ons sit die Here daar waar hy hoort. Laat die naam geheilig word in en deur my lewe, Here. In die manier hoe ek praat, ons sê dit baie van die kansel af, hoe jy leef maak saak. Daarom is dit belangrik om te kan sê, Here, in alles wat ek doen, en alles wat ek sê, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Koninkryk praat van heerskappy. So dit beteken dat ek vra, Here, laat u in alles heers in my lewe. En ek dink wanneer ons kyk na ons samelewing, is daar soveel dinge wat ons waarde vorm, né? Ons waardes vorm. Ek dink aan goed so sport, kultuur, die politiek, media, of dit nou gedrukte media is, en of dit media is wat jy op jou televisie na kyk, of dit nuus is wat jy oor die radio luister, die onderwys,
Godsdienst self in ons land, dis waardevormers, die regering met wette wat daar gesit word, dis alles goed wat waardes in ons lewe vorm. En wanneer ons dan sê, laat die koninkryk kom, dan bid ons Here dat in elke faset van ons bestaan, dat ons die heerskappy van die Here sal sien. Dat ons die heerskappy van die Here sal sien in ons skole, in ons universiteite, by ons huise, by ons werke, in ons regering, in ons magte, waar ook al ons kom. God, let your kingdom come. Hoor wat sê Lukas 17, vers 21, want die koninkryk van God is binne in julle. En dis belangrik om te weet dat waar jy gaan, dra ons hierdie koninkryk uit. Dra ons sy heerskappy uit. Sy heerskappy is nie net op 'n Sondagoggend hier in Mishudeie gemeente in hierdie gebou nie. Sy heerskappy in jou lewe is daar waar niemand jou sien nie. Waar jy stoksiel alleen is. Waar jy dink, waar jy doen, en waar mense rondom jou geïmpakteer word deur jou aksies. Dis daar waar God se koninkryk moet kom. In elke vergadering wat jy instap, in elke gesprek wat jy voer, laat u koninkryk kom. Ons sê dan, laat u wil my lewe regeer, laat u geregtigheid deur my vloei. Laat die lig deur my skyn. Matthys het so 'n paar weke terug daaroor gepraat. Dat ons is die lig van die wêreld, ons is die sout van die aarde en ons is daar, ons is gemaak om te skyn sodat almal dit kan raak sien. En dan laat die heerskappy in elke faset van my lewe na vore kom. Laat u wil geskied. Now it's getting real. Want hierdie is seker vir my is dit die moeilikste deel van hierdie gebed om te bid. Here, laat u wil in my lewe geskied. Want o Jene, ons wil daarom op 'n partykeer net ons eie ding doen, wil ons nie. Daar's 'n nuwe kar wat jy aai. En jy sal alles in jou vermoë doen om daai kar in jou garage te kry. Al veroorsaak dit soms struweling in die huis of spanning, want mamma het gesê nee, maar jy wil. Of daar's 'n besluit wat jy moet neem. En jy weet eintlik wat die regte besluit is, maar as gevolg van jou eie wil doen jy die verkeerde ding. Of gebeur dit net in die stryd om huis? Ek hoop nie so nie. Hier word die gebed so opreg, want dit kom so naby aan my. Dit beteken ek sê vir die Here, nie my plan, Here, maar u plan. En wanneer ons kyk na die lewe van Jesus, ons ken dit almal, het die mens Jesus self hierdie gebid in Getsemane. Jy kan saam met my lees in Lukas 22 op die skerm, vers 42. Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Here, as dit u wil is, kan ek maar daardie kar in my garage intrek. Maar nogtans, Here, laat u wil geskied, nie my eie wil nie. Here, ons het hierdie besigheidsbesluit wat ons wil neem. En ek sal dit so graag wil sien gebeur. Maar nogtans, Here, laat u wil geskied, nie my wil nie. Here, ons wil met vakansie gaan. Maar dit gaan my kredietkaart in die rooi indruk. Ek wil so graag gaan, Here. Nogtans, laat u wil geskied, nie my wil nie. Here, daar's 'n ouetjie wat ek daarom baie like. Smart ouetjie. En ek sal hom baie graag wil date. Maar nogtans, Here, laat u wil geskied, nie my wil nie. Hoe leer ons kinders? Wanneer hulle daai tantrums gooi. Hoe leer ons hulle wat die wil van die Vader is? En iets so eenvoudig soos dit. Dink 'n bietjie daaraan. Gebed verander eers die bidder. En dan verander dit die omstandighede. So wanneer ons bid en wanneer ons by hierdie gedeelte van die gebed kom, dan bid ons, Here, verander my
Verander my sodat U wil deur my lewe kan geskied en dat my omstandighede dan kan verander. Maar eers my hart, Here. Dit gebeur hier by my. En dan hierdie mooi gedeelte, gee ons vandag ons daaglikse brood. En daar's 3 dele in hierdie gedeelte wat so mooi is. Die eerste een is, gee ons. So jy mag maar vra. Dis oukei om te vra. Jy mag by 'n plek kom waar jy sê, Here, ek het 'n nood. Maar ek dank U ook dat U vir my sal voorsien. Gee my vandag. Tweede deel, nou, vandag, wat ek nou nodig het. Die Here weet, nog voordat jy jou mond oopgemaak het, weet hy presies wat jou behoefte is. Terwyl jy hier sit, weet hy presies waarmee stoei jy. Hy weet presies wat jy hom vra. Mag die Here vandag vir jou gee. En dan, ons daaglikse brood, dat dit elke dag in jou lewe sal gebeur. Dat jy afhanklikheid in die Here se hande sal sit. En verstaan dat hy jou bron is. Verstaan dat jou salaris kom dalk van 'n ander plek af, maar hy is nog steeds jou bron. Daar waar jy voel, jy kan nie verder nie, jy is in 'n doodloopstraat, dat jy weet die Here is by magte om vir jou 'n pad te maak. In 'n woestyn, 'n rivier in 'n wildernis. Hy kan dit doen, hy wil dit doen. Ons is afhanklik van hom in alles, in alle omstandighede. Hoor wat sê Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes. As jy my loslaat met my begeertes, dan is dit gevaarlik. Want ek kan droom en ek kan dinge sien. Laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So wanneer jy bid, mag jy vra, jy mag smeek, maar jy moet ook dankie sê. Want dis wat Jesus gedoen het, net toe die skare van 5000 manne daar sit, nog kinders by, vroue daarby, 12000 mense, 15000 mense, ek weet nie, maar 'n groot skare. Wat sê die Bybel? Hy het gedank en uitgedeel. So onthou om dankie te sê vir die Here, vir dit wat hy in jou lewe gaan doen. Hy is 'n Vader. Hy raak nie geïrriteerd deur ons behoeftes nie. Ek weet ons raak baie keer geïrriteerd as jy kindertjies nog klein is en hulle kom trek jy aan jou rok die hele tyd. Mama, 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 mama. Ek sien nou die dag 'n vroutjie wat haar hande vol gehad het in 'n winkel, want hulle loop verby die soetigheid, die lekker goed. En oumata, by elke rak staan hierdie kindjie stil. En dan word daar nou eers geskree, want ek wil nou daai hê, en as ons aanbeweeg wil ek daai hê, en nou wil ek hierdie hê. En ek sien die frustrasie op daai ma se gesig. Maar die Here raak nie geïrriteerd met jou en my nie. Hy verstaan. En hy wil hê jy moet hom vra. Maar laat daar ook 'n danksegging wees om te sê, Here, nou kom ek by 'n plek, ek het gevra, en ek sê dankie dat U sal. Ek weet U sal, want hy wil voorsien. Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En hierdie vriende is die hart van die evangelie, waarvan Frans ook net nou gepraat het. Dat deur die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus, is ek en jy vergewe. En ons moet dit verstaan, en ons moet dit bid en vir die Here sê, dankie Here, dat ek vry is, dat ek nie meer gebind is aan al hierdie laste wat my so aftrek nie, dat ek 'n nuwe mens is, dat my naam geskryf is in die boek van die lewe, dat ek in oorwinning kan lewe. Elke dag, en wanneer daardie situasies kom, en die versoeking kom, dan kan ek daaroor triomfeer. Hoekom? Want ek is vrygespreek. Ek word nie meer afgetrek deur hierdie las van sonde in my lewe nie. Ek kan dit proklameer, ek kan dit oor my lewe spreek. Maar daar is ook 'n tweede gedeelte. Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons te vergewe en van al ons ongeregtighede. So as jy gedink het, daar's dalk nog dinge in jou lewe wat jy nog nie vir die Here oorgegee het nie, doen dit. Maar verstaan ook dat wanneer hy jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Ons gaan nie weer terug en ons gaan haal al die laste nie, ons los dit by die Here. Al my kommer en al my swaar, bring ek na Jesus en
Laat dit daar. Nee, los dit by hom. Maar die tweede deel van hierdie gedeelte, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Vergifnis eindig nie net by dit wat die Here vir jou gedoen het nie, maar ook dit wat jy moet doen aan die mense rondom jou. Ons kan nie 'n lewe van vergifnis lewe sonder om dit oor te dra aan ander nie. En ek wil vandag regtig vir jou vra, al onthou jy net dit, en al pas jy net hierdie in jou lewe toe, as daar iemand is in jou lewe wat jou te nagekom het, as daar iemand is vir wie jy kwaad is al vir jare dalk, vra die Here om jou te help dat jy daardie persone kan vryspreek. Dalk lewe hulle nie eers meer nie. Dalk het hulle al aanbeweeg, maar jy is nog steeds vasgevang in hierdie hok van onvergifnis. Dit belemmer jou verhouding met die Here, want dit veroorsaak dat wanneer jy kom en jy wil aanbid, kan jy nie met vrymoedigheid aanbid nie, want hierdie ding knaag in jou agterkop. Here, ek het nog nie vrygespreek nie. Hierdie persoon, sy gesig is die hele tyd voor my. Laat toe dat die Here jou kan vrymaak, sodat jy daardie verligting kan beleef, want onvergewensgesindheid blokkeer geestelike vloei na die Here toe. En dit weerhou jou van 'n wonderlike verhouding met jou Vader. Maak klaar daarmee. Dan lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hierdie was al die jare van my 'n moeilike ding, want hoe kan die Here dan 'n mens lei na versoeking toe? Hy doen mos nie dit nie. Maar dis nie wat hier bedoel word nie. Hier beteken net, ek erken dat versoekinge my pad langs gaan kom. Die feit is, elke tree wat ons gee in watter rigting ook al, is daar 'n klomp versoekings wat wag vir jou en my. En as ons nie wakker is nie, is dit net so, dan gee jy oor daaraan. En ek praat nie van, ek dink as ons dink aan versoeking, dan dink ons altyd aan seksuele sondes, of ons dink aan iemand wat oorgee aan verslawing, daardie tipe van goed. Dis nie net waaroor versoeking gaan nie. Versoeking gaan ook, wanneer daar 2 chocolates in die kas lê. Cadbury's chocolates. Top niks! Sy bely haar sondes. Ook om op so 'n eenvoudige manier te sê, ek gaan nie toegee nie. Nou, ek het dit al baie bely, dankie Loret. Ek het ook al, wie het gesê ek bely? Anel. Anel, amper sê ek Loret. Ek het al gesê dat vir my op die pad is verkeer partykeer 'n probleem. Ek bely my sondes. En dit is so maklik vir my om in daardie versoeking te val. My kinders spot my al. Maak al grappies met my. Wanneer ek 'n bietjie meer ongeduldig raak as wat ek veronderstel is om te moet raak. Maar die feit is, ek het nie nodig om so op te tree nie. En jy het nie nodig om so op te tree nie. Deur die inspraak van die Heilige Gees kan jy sê, Here, help my dat ek nie in die versoeking trap nie. Dis wat dit beteken om te sê, lei my nie in die versoeking nie. Help my dat ek die inspraak van die Heilige Gees sal beleef en dat ek eerder die vrug van die Gees na vore sal bring. So wanneer hy taxi so voor my insly, dan is daar vriendelikheid wat na vore kom. En selfbeheersing om nie die toeter te druk nie. Mag die Here jou in klein goedjies by 'n plek van oorwinning bring. Deur te sê, Here, U kan my elke dag vrymaak van hierdie goed wat my lewe impakteer. Ek kan oorwin, want ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat binne in my is. Hoor wat sê die woord. Efesiërs 6 vers 12. Julle ken dit, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So wanneer jy hierdie gedeelte bid, dan sê Here, beskerm my, bewaar my, hou my staande, dat ek nie sal toegee aan versoekings wat
voor my kom nie. Elke tree wat ek gee, laat dit wees volgens U Heilige Gees, U rigting waarin U my stuur, nie my eie idees en my eie versoekings nie, weerhou my daarvan. In die laaste deel van hierdie pragtige gebed, want aan U behoort die koninkryk en die mag en die heerlikheid tot in ewigheid. Nou jy mag dalk 'n vertaling tans by jou hê wat hierdie gedeeltes nie vervat nie. Maar aan die onderkant daar sal 'n voetnoot wees wat sê iets soos in meer belangriker of in meer ouer bronne is die gedeelte nie vervat nie. Die feit is, in 1611, toe die King James weergawe van die Bybel vertaal is, het hulle die Textus Receptus gebruik. Dit was die oudste bron van die Griekse teks wat hulle kon kry. En in daardie teks is hierdie spesifieke vers vervat. Maar intussen, veral in die vroeë 1900s, was daar baie ouer skrifte ontdek, soos die dooie seerolle en so meer. En hoe ouer die bron, hoe meer eg die bron. Want daar was nie storieetjies bygelas nie. Ons almal ken en ons het dit op die verhoog gedoen as jy telefoontjie speel. En ek sê vir jou een ding, en ons kan nie by Matthys begin en ons gaan reguit hier om tot hier voor by Kamen hulle, dan gaan dit wat ek vir hom fluister en dit wat hier uitkom heeltemal anders klink, né? Want ons dink ons hoor reg en dan sê ons dit en ons dra dit oor, maar dit klink anders. En dit is dieselfde met persone wat die Bybel oorgeskryf het. Van iemand wat dit lees en dit quoteer, dan word dit neergeskryf. Dan oor 50 jaar word dit dalk weer gedoen en dan word dit oorgeskryf. En so word daar dalk gedeeltes bygesit, weggevat, anders neergeskryf en dan is daar verskillende bronne. So die oudste bronne is gewoonlik die mees autentieke bron. En dit is hoekom hierdie gedeelte in van die Bybels nie vervat word nie. Want die nuuter bronne het dit in, die ouer bronne het dit nie. Maar dis so 'n fantastiese mooi gedeelte. En ek wil dit weer vir jou lees, want aan U behoort die koninkryk en die mag en die heerlikheid tot in ewigheid. En dit vat vir my die Onse Vader so mooi saam, want dit begin by God en dit eindig met God. Dit begin by Onse Vader en dit eindig met aan U behoort die koninkryk. Aan U is die mag en die heerlikheid. En watter beter manier om 'n gebed af te sluit as om die Here te aanbid en vir hom die eer te gee. En ek wil jou aanraai. Openbaring 5 vers 13 sê, aan hom wat op die troon sit, aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Mag jou gebed eindig om die grootheid van God te besing. Wanneer jy bid, en daar's behoeftes en begeertes en noem dit voor die Here, ook met danksegging, maar eindig jou gebed elke keer deur sy naam te verheerlik. Eindig in aanbidding. Ek gaan vra dat Ulrich na vore gaan kom. Ek wil eindig met 'n skrifgedeelte, Hebreërs 4 vers 16. En mag hierdie vir jou die sleutel wees wat die Onse Vader oopsluit. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, die eerste deel van daai teksvers. Laat ons met vrymoedigheid. Jy kan met vrymoedigheid met die Vader praat. Hy wil luister. As jy in 'n verhouding met hom staan, jy het hom ingenooi in jou lewe, hy het jou nuut gemaak, hy het jou kom verander, dan mag jy met vrymoedigheid gaan. In my huis kan my kinders met vrymoedigheid die yskas oopmaak, of die koskas, en vat wat hulle wil. Want dis hulle huis. Hulle het die reg om koffie te maak wanneer hulle wil koffie maak. Hulle het die reg om self my sjokolades op te eet. Eina. Gelukkig hou hulle nie van chocolates nie, so dis veilig. Maar hulle het vrymoedigheid. Ek en jy kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En hoor hoe mooi is hierdie B-gedeelte van hierdie vers. Sodat
ons barmhartigheid kan verkry. Wanneer ons na die troon toe gaan, dan luister die Here en hy is barmhartig oor ons. Hy luister met empatie na elkeen van ons gebede. En mag jy genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Is dit nie mooi nie? Dat wanneer jy bid dat ons kan vertrou en ons kan genade vind by die Here, dat hy op die regte oomblik vir jou die deurbraak sal gee, die antwoord sal gee. En ek besef dat soms is ons tydslyne nie die Here se tydslyne nie. En ons wou eintlik mos al gehad het, nog voordat ons die gebed gebid het, moes die Here al geantwoord het. En dit gebeur nie altyd so nie. Maar hierdie skrif sê dat ons sal barmhartigheid en genade in God se oë vind, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. So vriende, gebed is nie altyd maklik nie, né? Partykeer voel jy het alles wat jy wou gesê het binne 3 minute 4 keer al deurgebid. Want jou gebed is net so groot. En mag hierdie paar gedagtes oor die Onse Vader jou gebedslewe verbreed. Sodat wanneer jy dit lees, dat jy kan uitbrei oor elkeen van hierdie gedeeltes en in diepte kan begin bid wat die Here gesê het. Dis hoe ons dan moet bid. En daar is 'n paar goed wat belangrik is by gebed, en ons moet dit verstaan. Dat die Onse Vader gaan oor dat ons aan hom behoort in die eerste plek. Dit gaan oor sy koninkryk. Dit gaan oor die krag. Dit gaan oor die heerlikheid van die Here. En heel laastens eindig ons met aanbidding. So wanneer jy hierdie paar elemente in jou gebedslewe vervat, dan het jy 'n gebedslewe wat God gaan verheerlik. En wat jou by 'n plek van intimiteit met hom gaan bring. En ek wil jou nooi. Wil jy nie daar waar jy in die banke is, dalk net saam met my staan nie. Ek wil ons met hierdie gebed saam bid. Gaan op die skerm wees. En ons gaan dit stadig deurbid. En soos ons dit deurbid, mag die Heilige Gees iets in jou lewe kom skuif, kom wakker maak, kom attent maak op. Terwyl ons begin by hierdie aanspreekvorm van by Papi, Onse Vader, mag daar iets in jou hart skuif en breek. Mag jy God se liefde intens beleef. En ek gaan nie weer deur alles gaan nie, maar deur elke gedeelte van hierdie gebed. Heilige Gees, kom bedien ons vanmôre. Kom bedien ons vanmôre. Here, bring ons by hierdie plek waar ons hierdie diepte van hierdie gebed sal verstaan. En mag ons net nader en nader aan U beweeg. Dankie Here, dat U vir ons hierdie wonderlike voorskrif kom gee het. Nie as 'n ritueel nie, maar as 'n riglyn sodat ons hartspostuur kan verander. Kom ons bid hierdie gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Mag die Here jou seën.